verdwyn, ontspan nou. Ek dink ons is alleen. Die enigste klank is ons wat asemhaal. Dis net ek en jy hier. Ek loop weg van liefde, so stop my. In jou ondergrondse sielsverhitting. Jy is die warm geweer hier in my denimbaadjie. Want is net ek en jy hier. Ek dink jy is slim genoeg om 'n greep aan my gees te kry. Hou net jou hand in my bed. Want jou hand is koud. Almal sê jou koue hande is warm liefde vir my. En ek dink ek besef dit. Wat doen jou koue hande aan my? Ek besef dit, wat doen jou koue hande aan my? Ek dink jy is slim genoeg. Ek dink jy is slim genoeg. Daar is rook tussen ons, maar daar's roof, kyk. Mense hou aan ons skouspel vas. Jy steek my weg in jou klerekas. En sê dis okay, ek is nou hier. Gooi my lyf soos haal uit die hemel uit. Ons sal die gety oorleef. Lach vir my, tot ek flenters word. Solank dit net jy is. Ek dink jy is slim genoeg om 'n greep aan my gees te kry. Hou net jou hand in my bed. Want jou hand is koud. Almal sê jou koue hande is warm liefde vir my. En ek dink ek besef dit. Wat doen jou koue hande aan my? En ek dink ek besef dit. Wat doen jou koue hande aan my? Dankie baie. Goeiemôre Jaas, goeiemôre Teens. Môre om eksekuteer, ek dink hy loop hier agter op die plaas rond. Môre Mattie. Goeiemôre vir die mense online. Ons staan volgende op Brandfort, soos julle weet, ek dink julle die meeste van die inligting reeds gekyk, julle die veilingsvoorwaardes gekyk. Ek gaan die veilingsvoorwaardes uitlees, ek is wetlik verplig om dit uit te lees. Ek gaan hom net een keer lees. Die prosedure van die veiling gaan min of meer as volg werk. Ek gaan die twee gedeeltes apart opvuil. Dis een titelakte, maar dis twee gedeeltes, met ander woorde, hy kan apart verkoop word. Ek gaan hulle apart opvuil. As daar 'n bod op die twee gedeeltes is, dan gaan ek die gesamentlike gedeelte as 505 hektaar opvuil. Logies gaan ons dan begin met wat ons het. Hier kom nog 'n bakkie in. Ek gee vir hom kans om hier in te kom. Dit lyk soos meneer Nel wat hier inkom. Eers afsonderlik, die 207 hektaar, dan die groter gedeelte, en dan gaan ons die plaas as 'n geheel opvuil. Die beskrywing het julle almal gesien, ek glo die mense aanlyn het al die beskrywings gesien. I believe that you've seen the description of the farm, you've read through everything, and you've read through the conditions of sale. But I am going to read it out in Afrikaans, but the conditions of sale always available in English on my website as well.
at www.nsabloem.co.za. Die veilingsvoorwaardes, as ek hulle deurlees, daar is so 'n paar punte waar ek normaalweg 'n paar vrae kry en ek gaan met daai punte vassteek. As ons klaar is met die veilingsvoorwaardes, gaan ek vinnig recap en dan gaan ons begin met die veiling. Al drie die items, met ander woorde die afsonderlike gedeeltes en dan gesamentlik gaan ons opvuil in prys per hektaar. Prys per hektaar nie as 'n geheel nie. Goeiemôre meneer nou. Of middag. Middag. Ja, maar jy het laat gekom. So die veilingsvoorwaardes, hier is 3 stelle vir elke gedeelte en dan vir die gesamentlike gedeelte, maar ek gaan hom net een keer lees van die veilingsvoorwaardes, is identies dieselfde. Dit verskil net op die groottes, dis alwaar dit verskil. Hou in gedagte NSA veilings is nou opdrag van Matthias Zaarle wat die eksekuteur is in hierdie boedel en ons doen die veiling in samewerking met JD Properties, in samewerking met JD Properties. Hulle kon nie vandag 'n verteenwoordiger hê om die veilingsvoorwaardes te lees nie, hulle het gevra dat ek die veilingsvoorwaardes uitlees namens JD Properties. Die veilingsvoorwaardes in Afrikaans. Ons gaan nou die beskrywings doen wanneer ek die gedeeltes apart opvuil, die grootes nie afsonderlike beskrywings. Nou gaan ek net die veilingsvoorwaardes lees met betrekking tot al 2 stukke en dan gesamentlik. Alright, die veiling vind plaas vir die rekening van Lambertus Petrus Logner met ID-nommer 520, BTW-nommer is daarin, maar daar is 'n BTW-nommer. Hierin verteenwoordig deur die eksekuteur Mark John Azar met sy ID-nommer. Die verkoping sal aan die volgende voorwaardes onderworpe wees. Die eiendom sal voorwaardelik toegeslaan word op die hoogste bieder onderworpe aan bekragtiging binne 14 dae. Deur die gemelde verkoper en die hoogste bieder sal gebonde bly by sy aanbod vir 14 dae na ondertekening van die verkoopsvoorwaardes deur die koper. Die verkoper sal geregtig wees om in die loop van die 14 dae periode waarna in paragraaf 1 verwys word, enige hoër aanbiedinge van ander belangstellendes te werf, onderworpe daaraan dat so ander belangstellende geregtig sal wees om net een finale hoogste bod te maak. Indien die hoogste bieder op vandag se veiling so 'n latere aanbod ewenaar, die verkoper verplig sal wees om die eiendom aan hom te verkoop indien die verkoper besluit om die koopprys te aanvaar. Onthou ons werk hier met 'n bestorwe boedel, nie met 'n insolvente boedel nie, dit's 'n deceased estate. Die veiling word deur die afslaers gereël in samewerking met JD Properties, wie die reg voorbehou om die bod van enige persoon te weier, sonder om enige rede vir sodanige weiering te verstrek. In die geval van 'n dispuut wat ontstaan tussen die bieders of tussen enige bieder en die afslaers of JD Properties, sal die eiendom onmiddellik weer opgevuil word. Indien die afslaers in samewerking met JD Properties enige fout begaan met die verkoping, sal sodanige fout nie bindend wees op die verkoper of die afslaers nie. Die eiendom word verkoops beskryf word in die bestaande of enige titelbewys daarvan en is onderworpe aan al die voorwaardes, beperkings en servitute indien enige daarin vermeld en waarna verwys word. Die verkoper sal nie aanspreeklik wees vir enige tekort indien die eiendom weer opgemeet word nie, maar sal ook nie enige voordeel trek indien daar 'n surplus is nie. Die koper erken hiermee dat die eiendom besigtig het, tevrede is daarmee en dit voetstoots koop. Die koper verbind hom verder hiermee en verklaar dat hy nie geregtig sal wees om enige aksie voorspuitende deur die akte in te stel teen die verkoper of sy agent vir enige gebrek het sy sigbaar of verborge aan die eiendom of die verbeterings daarop vanweë enige voorstellings of waarborge deur die verkoper of sy agent in verband met die eiendom gemaak nie. Die verkoper en koper stem hiermee toe tot die jurisdiksie van die Landdroshof enige aksie wat uit hierdie akte mag voortvloei. Die verkoper behou die reg om volgens sy keuse sodanige aksie in die Hooghof in te stel en of kostes volgens die Hooghof tarief te vorder. Dit word ooreengekom deur die partye dat hulle respektievelike adresse, soos in hierdie akte uiteengesit, sal dien as hulle respektievelike domiciliumsitant, die etikskutant, met ander woorde, die adresse waarin alle kennisgewings of ander dokumente gestuur mag word wat betrekking op hierdie transaksie het. Die koper sal nie geregtig wees om voor datum van registrasie van transport in sy naam enige veranderings of verbeterings in hom aan te bring sonder die skriftelike toestemming van die verkoper nie. Die koper sal te alle tye in homselfde toestand van goeie herstel moet hou tot datum van registrasie van transport of teruglewering van die eiendom as gevolg van kansellasie van die inkomste vir watter rede ook al. Indien die eiendom nie in dieselfde toestand van goeie herstel gehou word, volgens die uitsluitlike diskresie van die verkoper nie, sal die verkoper geregtig wees om sonder kennisgewing van die koper die eiendom te herstel en die herstelkoste van die koper te verhaal. Die koper betaal op aanvraag van die prokureurs belasting met die oordrag van die eiendom, alle transportkoste en hereregte en of belasting op toegevoegde waarde daarop waar toepaslik. Die verkoper betaal verder waar toepaslik alle heffings, belastings, geldkoste van saniteit, waterverskaffing, krag
of dergelike bedrae verskuldig aan die toepaslike owerheid wat geregtig is om sodanige fooie te hef op die betrokke eiendom reeds verskuldig en nog verskuldig te word gereken tot datum van besit of registrasie van transport welke ook al eerste in tyd is. Registrasie van transport in die naam van die koper sal waargeneem word deur MES Prokureurs te Brilstraat 18 Westdene Bloemfontein met hulle telefoonnommer in die persoon van meneer Etienne Stone. Staan gou vas daar. The seller are giving you a clean bill. The buyer is not responsible for any arrears. No arrears for the account of the buyer. The seller gives you a clean bill. Ons gee vir jou 'n skoon rekening. Daar is nie agterstallige kostes wat vir die gelde van die koper is nie. Die verkoper staan paar daarvoor. Indien daar enige is, daar is nie op die staan sover. Ons weet nie, maar as daar is, dis vir die rekening van die verkoper, nie vir jou nie. Alright, onmiddellik nadat die koper hierdie verkoopsvoorwaardes onderteken het, sal die koper 5% deposito plus BTW van die totale koopprys daarop by MES Prokureurs inbetaal by wyse van 'n bankgewaarborgde betaling aanvaarbaar vir die oordraggewende prokureurs. Die koper is verantwoordelik vir die afslaerskommissie van 10% plus BTW addisioneel tot die hoogste bod. Die afslaers bou die reg by bekragtiging van hierdie verkoping deur die verkoper om hierdie genoemde kommissie asook kostes aangegaan ontvangs af te trek. Hierdie kommissie word beskou as verdien te wees met bevestiging deur die verkoper. Vir die balans van die koopprys moet die koper aan die transportprokureur 'n goedgekeurde waarborg lewer binne 40 werksdae vanaf datum waarop die verkoper die verkoopsvoorwaardes bekragtig het, betaalbaar vry van wisselkoste Bloemfontein en betaalbaar teen registrasie van transport in die naam van die koper. Indien die verkoping nie deur die verkoper bekragtig word nie, sal die bedrag wat die koper inbetaal het, vry van rente aan hom terugbetaal word. Just quickly, 5% deposit payable to the transport attorneys, 10% additional to the bid, that's the buyer's commission, that will be added onto the 10%. Right, guarantees to be delivered within 40 work days after acceptance of the bid. The moment the bid has been accepted, you've got 40 work days to deliver guarantees. If there's no deal, if the seller doesn't accept the bid, the monies that you've paid in will be paid back to you as the highest bidder without any interest on that money. Die eiendom sal oorgedra word sodra die kostes vermeld in paragraaf 9 hierbo en alle belastingheffings en diverse gelde en enige soos hierin bepaal word in volle betaal en die koopprys sowel as die rente daarop ten volle gewaarborg of betaal is. Vanaf die datum van bekragtiging van die verkoping deur die verkoper sal die eiendom in alle opsigte die risiko en verantwoordelikheid van die koper wees. Versekering op die vaste eiendom bly die verantwoordelikheid van die verkoper tot en met datum van registrasie of okkupasie, watter ook al eers geskied waarvandaan dit die verantwoordelikheid van die koper sal word. Alright, so insurance stays with the seller until occupation or transfer has taken place. Indien die koper versuim om op die vervaldatum enige van die terme of voorwaardes van die ooreenkoms na te kom, sal die koper of sy agent die reg hê om onmiddellik en sonder vooraf kennisgewing die volgende te doen: die koop te kanselleer deur die afstuur van 'n geregistreerde brief geadresseer aan die koper, waarna die koper alle bedrae reeds betaal aan die verkoper of sy agent in terme hiervan sal verbeur, onderworpe aan die toepaslike statutêre beperkings en tot tyd en wyle bevinding gemaak word na aanleiding van 'n aksie ingestel, sal die verkoper geregtig wees om die bedrae hierin genoem te behou as sekuriteit en daarna skuldvergelyking toe te pas, maar sonder benadeling van die verkoper se ander regte en remedies en die reg om skadevergoeding te eis, of om onmiddellik betaling van die koopprys en die voldoening aan al die terme en voorwaardes hiervan te eis. Die koper onderneem verder hiermee om alle prokurering, kliëntkoste, opsporingskoste en invullingskommissie te betaal wat die verkoper mag aangaan ter vordering van enige bedrag verskuldig in terme van die ooreenkoms en wat nie stiptelik op die vervaldag betaal is nie, plus rente daarop teen die maksimum toelaatbare rentekoers vanaf die datum waarop die bedrag verskuldig geword het tot datum van ontvangs van betaling. Geen verlenging van tyd of ander toegewing wat deur die verkoper aan die koper toegestaan mag word, sal beskou word dat dit afbreek doen aan enige van die regte van die verkoper kragtens hierdie ooreenkoms nie, of dat dit sodanige regte enigsins beïnvloed of aantas nie. Die verkoping sluit net hierso 'n notaatjie maak as dit vir my 'n pen. Punt 15. Geen roerende bates is ingesluit by die verkoping nie. No loose assets included in the sale. We can speak afterwards. There is game on the farm. We can speak afterwards and do an addendum to the contract if we can arrange something between the buyer and the seller with the game currently on the farm if the buyer is interested.
Die hoogste bieder sal onmiddellik na die veiling hierdie voorwaardes onderteken en indien hy namens iemand anders optree of be, sal hy by ondertekening hiervan die naam van sy prinsipaal openbaar. Die verkoper sal by bekragtiging van die verkoping hierdie voorwaardes onderteken. Nog die verkoper, nog die afslaers in samewerking met JD Property sal verantwoordelik wees vir die korrektheid van enige beweringe gemaak, enige advertensie of elders van die verkoping in verband met die inkomste ligging, afstand, verbeterings, kwaliteit, grootte of ander besonderhede en geen vergunning sal toegelaat word opstel van foute nie. En word dit geag dat voornemende kopers hulle self tevrede gestel het met die betrekking tot die korrektheid van alle beweringe aldus gemaak as ook van alle voorwaardes wat teen die eiendom geregistreer mag wees. Hier is nie 'n kragpunt op die plaas heidaglik nie. Alright, ons het die klousule ingesit van sertifikaat van bedrading, maar dit is irrelevant want die is nie op die stadium krag op die plaas nie. Right, that's the conditions of sale, a short summary, just a short summary. Is daar enige vrae van julle kant af? Summary of the conditions of sale. After today's auction, we as the sellers, we've got 14 days. We allow ourselves 14 days for acceptance. Keep in mind the 14 days belongs to the sellers and to the executive in the estate. They don't need to use the total 14 days. They can accept the bid today or tomorrow. But you as the highest bidder is bound by your highest bid. Today in the 14 days after today's auction, we're allowed to get in higher bids. But if we should get in 3 or 4 or 2 higher bids, only the highest of those bids will be referred to you as the highest bidder. The moment the bid has been referred to you for acceptance or to equal, once a bid has been referred to you, the sellers or the auctioneer is not allowed to refer another one to you. There's not another auction afterwards. If we do get in higher auctions, higher offers in afterwards, we'll only refer the highest one. It's only going to happen once. And it's you as the highest bidder's right of refusal to say I'm out or I will equal the higher bid that you have gotten. Julle verstaan hom so. Daai 14 dae, ek hou nie weer 'n veiling nie as ek hoër aanbiedinge aan kry, bring net die hoogste een na jou toe. Baie afslaers doen dit. Hulle bring 'n hoër aanbod na jou toe as hoogste beheer, jy ewenaar, hulle sien jy's nog in die game. Hulle bring nog een en bring nog een en ons mag net een hoogste bod na jou toe bring. Dis nie weer 'n veiling nie. 5% deposit, dit is 'n BTW transaksie, nê. VAT will be added onto your bid, 10% buyer's commission and VAT will be added onto your bid. It is a VAT transaction. The estate is registered for VAT. The VAT numbers are on the contracts. All right, wat mis ek daarso? Transfer attorneys has been mentioned, 40 days for guarantees. Please, we're going into the December holidays times. If you see that your bank isn't on full capacity and you see it's going to go over to 42 days, please just speak to us. Communication is key. Communication is key always. So just speak to us. Keep us up to date. We know we're going into the December holidays now and the banks are not on full capacity over those days. So just please keep the communication channels open. Ek dink as daar geen verdere vrae is nie, gaan ek net wag vir daai man om te parkeer. Ek weet nie of hy wil be nie. Kom ons gee hom met 'n kans. Gaan ek vir hom ook net so vinnig sê, hier's 'n laatkomer vir die mense wat online met ons gesels. Ek net gou-gou by hom hoor, hy by ons aansluit. Môre, meneer Van Vuren. Welkom, goeiemiddag moet ek vir jou sê. Veilingsvoorwaardes is nog net gelees. Net so vinnig. Ja, gaan weg. Het jy geluister na die veilingsvoorwaardes? 5% deposit, 10% koperskommissie is 'n BTW transaksie. 40 dae vir waarborge na aanvaarding, 14 dae bekragtigingsklousule. Het jy 'n kaartjie so? Weet jy hoe groot is Die totaal. Ek het nou vir jou kaartjie by my nie. Hy lê 'n klein stukkie hier aan die Wimbergpad. Hy grens nie aan die Tennissenpad nie. Ek dink dis wat jy wil weet. Hy sit in die Antarktis. Nee. Hy lê aan een, daar's 2 gedeeltes, 207 hektaar en 220 hektaar. Ek gaan daar afsonderlik opvul en dan gesamentlik. OK. Right, as daar geen verdere vrae is nie, dan gaan ons voortgaan met die hou van die veiling, soos ek gesê het, daar waar die afslaer beweeg. Daar's die rookgedeelte, so ek gaan nou 'n sigaret opsteek voor ek by die beskrywings kom. Right, die mense aanlyn en die mense hierso by ons. Die eerste gedeelte wat ek gaan opvuil
is gedeelte Sans Sushi, weet nie, dit klink vir my soos rou vis. Sans Sushi 1167, dis die resterende gedeelte van die plaas Pitskop nommer 222 in die distrik Brandfort. Sy grootte is 207,4424 hektar met sy transportakte nommer natuurlik by. So is 207 hektar, dis Sans Sushi 116, gedeelte bekend as Sans Sushi 116 van die plaas Pitskop nommer 222 en hy is groot 207,4424 hektar. Ek veil hom eerste op, net die 207 hektar en dit is prys per hektar. Onthou net vir die mense aanlyn, ek gaan hom opveil, dan gaan ek die groter gedeelte die 222 hektar opveil en dan daarna gaan ek dit gesamentlik opveil. Die oomblik as ons 'n hoër bod kry op die gesamentlike gedeelte val die afsonderlike gedeeltes weg. Julle het hom so, julle het hom so. Right, 207 hektar Sans Sushi 1167 van die plaas Pitskop nommer 222. Prys per hektar, waar wil jy my begin daarso? In die bestorwe boedel aan die kant wat rare waar begin ons daar begin my daar op 7500 hektar wie sê. 7000 rand per hektar. 6000 rand per hektar sal ek jou begin. Wat wou jy gesê het? Nog niks online op baie gedeelte alleen nie. Ek het 5000 rand per hektar op Sans Sushi aan die kant, ek het 5000 rand per hektar aan die kant daar by Teens. Ek het 5000 rand per hektar aan die kant daar by pad, is sommer daar 5200 rand, maak vir my 200 rand inkremente, hoor. 5200 rand wie sê. 52 net vir daai gedeelte van 207 hektar. 5200 rand per hektar wie sê nou? 52 enige iemand op die vloer? Niemand oor die 5000 rand per hektar vir die gedeelte van 207 hektar nie. Niks online op by die stadium nie. Alright, ouses, skryf hom net vir my daarso heel agterin op die boonste kontrak, né? 5000 rand. Bot op rekord by jou teens. Right, nou die tweede gedeelte. Die tweede gedeelte bekend as Andorra, nommer 1166 van die plaas Pitskop, nommer 222 in die distrik Brandfort, sy grootte 297,850 hektar, met sy transportakte T608 van 1992. So nou veil ons die ander gedeelte op, 116 van Andorra, van die plaas Pitskop, nommer 222, distrik Brandfort, grootte 297,85, 297.85 hectares, again, price per hectare. The bid is per hectare. For the second part here, 297 hectares, where do we start there? 7,000 rand again for this part. Dis die gedeelte waarop ons nou staan as ek dit nie mis het nie. Dis Andorra hierdie. Right. Waar begin ons daar? 7,000 rand per hektar net vir daai gedeelte. Die 297 hektar. 6,500 rand per hektar. 6,000 rand per hektar. Teens wil jy 'n bot op hom plaas enigsins? Enige iemand op die tweede gedeelte teen 5,000 rand per hektar wat wil oopmaak? Right. Nou, geen bot op rekord op hom nie. Nou gaan ons na die plaas toe as geheel. Dis al twee gedeeltes, resterende gedeelte van die gedeelte bekend as Sans Sushi 116 van die plaas Pitskop nommer 222, 207.442 hectares. En gedeelte bekend as Andorra nommer 116 van die plaas Pitskop nommer 222, 297 hectares. That gives you a total of 505 point something hectares. 505 point something hectares. This is the total of the farm. Al twee gedeeltes saam op een transportakte T608 van 1992. Die hele plaas as geheel 505 hektar wildsyning om 3 boorgate toegerus met windpompe, 2 gronddamme, opgaardam, suipings en krippe, natuurlike suipings en krippe, maar daar suipings in elkeen van die kampe. Right, vir die hele gedeelte mense, die hele plaas hier, so al twee gedeeltes saam, 505 hektar, waar wil jy my begin op die gedeelte daarso? Right, 7,000 rand per hektar, wie sê eerste ja? 6,000 rand per hektar het ek hoor.
Ek het R50 'n hektaar, wie pad nou met R50 'n hektaar, ek hoor. R50 'n hektaar, ek gaan nie onder dit begin nie, julle weet mos. R50 'n hektaar online praat met my, julle kan hom nie los daarvoor hê. Ek gaan nie onder die R50 'n hektaar begin nie. Enigiemand vir R50 'n hektaar. Dit kan nie waar wees nie. Doodse stilte. Ek het R50 'n hektaar heel agter by meneer van Vuren. Ek het R50 'n hektaar aan die kant op die pad, en sommer maak my inkremente R5250. Weet jy? R5250 op die pad, is sommer online te hoor. Ek het R50 'n hektaar op die vloer aan die kant op R5250 op die pad, is sommer 5250. 5250 nou met julle praat, onthou die hoogste beer het die bal in sy hande, is nog steeds by jou. Ek het nog steeds 5 aan die kant. Ek sê jou nooit ooit jaag hier, hoor, dis een ding wat ek nie doen nie. Ek jaag net in my bakkie. Ek het R50 'n hektaar aan die kant, ek soek 5250, my mense online nou met julle praat. Onthou, ek moet terug verwys na my hoogste beer toe. Hy gaan die bal in sy hande hê. En jy weet ons is ver van die plase waarde af op die stadium. R5250 'n hektaar op die pad nou. R50 op die vloer nog steeds. 5 op die vloer, 5250, julle moet praat. Niks online op die stadium nie. R50 'n hektaar nog steeds aan die kant. Ek gaan nie tande trek nie, ek praat met julle na die tyd. Ek gee vir julle kans online. 5250, praat met my. Dan trek ek nog eers aan my sigarette, gaan nog nie die bot toe maak nie. Ek het net tyd. My volgende veiling is eers volgende week woensdag. So ek kan heel laag hier staan. En ek het meerkatse mense betaal vir die hele dag, so ek hou hulle ook hierso. 5250 anywhere wie pad nou met 'n 5250 het ons hoor. R50 op die vloer nog steeds aan die kant van 5250. 5250 soek ek. Ek het 5 vir die eerste keer. Onthou daar is 14 dae bekragtigingsperiode waarin jy 'n hoër aanbod kan maak, maar ek moet dit terugverwys na my hoogste beheer toe die bal gaan in sy hande wees. 5250 anywhere. R50 vir die tweede keer. R50 vir die derde en die laaste keer. Right. Dis nou by meneer van Vuren. Die mense online gee my 'n lykie, John Ray Smith 0828070325. Ek hou nie daarvan om my hoogste beheer se deposito's en se gelde vas te hou as ek nie weet van iemand wat 'n hoër aanbod wil maak nie. If you've got any intent of making a higher bid, please communicate with us. Send me a mail, admin@nsabloem.co.za. Phone me 082-807-0325, but please make your intent clear. I don't like to sit on the money of the highest bidders, and I haven't got any info from the potential highest bidders, so please communicate with us so that we can get this process running. Thank you so much. Bye, dankie. Dankie, teens gaan nou om julle klaar praat, hoor. Ek's nog op die lig, né? Hier kom maar af gaan die sobber. Ek sal jou nooit verraai nie, as die koring verdrink op die lande, sal hierdie man jou lei, as jy weet ek het niks maar my hande, so sukkel om jou vas te hou, en Vader jy's hier om te bly, ek hoor jou sê vir my, met hy stem, engel, as jy weet ek het niks maar my hande, so sukkel om jou vas te hou, dan Vader jy's hier om te bly, ek hoor jou sê vir my, met hy stem, engel, ek het die boks en huis gewen.
staan en eindig en die grondpad begin met die engine in die bonnet wat my altyd veilig huis toe bring. Deur die draaie en die paaie en die strijd koop ek 'n bietjie tyd vir myself. Ek weet almal sê sy's 'n 10, maar vir my ry sy soos 'n 11. Gee my 'n hart soos Hilux, dat ek kan doen wat ek wil. Of ek nou kom of ek gaan, ja wat maak die verskil? Gee my 'n hart soos Hilux, dat ek kan doen wat ek wil. Of ek nou ry of ek bly, ja wat maak die verskil? Gee my 'n hart soos Hilux. Gebore met my voet plat, as ek vet trap, en die legend in my opdag. Daar is baie meer dinge wat net ewe skielik sin kan maak. Oor die vlaktes van die Vrystaat, door die bane in Botswana getoer. Gee my 'n vol tank diesel, as hy leeg is sal ek kom voer. Gee my 'n hart soos Hilux, dat ek kan doen wat ek wil. Of ek nou kom of ek gaan, ja wat maak die verskil? Gee my 'n hart soos Hilux, dat ek kan doen wat ek wil. Of ek nou ry of ek bly, ja wat maak die verskil? Gee my 'n hart soos Hilux. Ek soek 'n hart soos Hilux. Ek weet hy sal my nooit laat staan, of stoot nie. En as hy onder 'n brug staan en hy brul, hier soek ek hom nie. Gee my 'n hart soos Hilux, dat ek kan doen wat ek wil. Of ek nou ry of ek bly, ja wat maak die verskil? Gee my 'n hart soos Hilux,